Goeiedag seuns en dogters. Dit is vir my baie lekker om weer met julle te kan gesels. Ek hoop dat dit goed gaan met elkeen van julle en dat julle gelukkig is en dat dit lekker is by die skool. Ek hoor van julle is nou nie so lus vir leer nie, maar dis hoekom jy daar is, né? Jy moet leer sodat jy kan deurkom. En dan hoor ek dat party van julle die sport hierdie jaar verskriklik baie gemis het. Ek verstaan dit. Toe ek op skool was sport vir my die lekkerste deel van skool. En hierdie jaar kon julle nie eintlik sport gedoen het nie, maar volgende jaar, dan gaan julle weer kans kry daarvoor. Roep gou vir my die hele familie bymekaar, sodat ons kan begin. Ek sal wag vir julle. I wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus. Goed, dit lyk vir my asof almal nou bymekaar is, soos wat ons dit elke keer doen. Gaan julle eers 'n bietjie tyd gebruik om vir mekaar te vra hoe dit met elkeen gaan. So praat gou 'n bietjie met mekaar. Good morning, good morning, good morning. How are you? I'm fine, thank you. Ons is nog steeds besig met die Bybelboek Ester en ons gaan verder lees vandag in hoofstuk 4. So ek wil vra dat julle julle Bybel sal kry, dat julle dit daar sal oopmaak en dan lees ons saam met mekaar. Goed, ek dink julle is reg, Bybels oop en ek kan begin lees, maar kom ons bid eers en dan vra ons die Here om ons te help om te verstaan wat ons lees. Kom ons maak ons oë toe. Here Jesus, baie dankie dat ons die Bybel het en dat ons uit die Bybel kan lees. En Here, ons wil U graag vra dat ons verstaan wat ons lees en dat ons sal weet wat U vir elkeen van ons wil sê diep in ons hart. Baie dankie, Here. Julle sal onthou dat ek vir julle lees uit hierdie Bybel. Dit is lekker eenvoudig geskryf sodat kinders dit mooi kan verstaan. En ons lees verder in die boek Ester, hoofstuk 4, en ons gaan vandag sommer die hele hoofstuk saam met mekaar lees. Kom ek begin. Toe die Jode hoor dat Haman 'n plan gemaak het om hulle almal dood te maak, het hulle hard gehuil. Om vir almal te wys hoe hartseer hulle was, het hulle mooi klere geskeur. Hulle trek toe ou klere aan wat al baie stikkend was. Hulle het niks geëet en sommer op 'n vullishoop gaan lê. Mordegai was so hartseer dat hy die as van gebrande hout op sy kop gegooi het. Terwyl hy hardop huil, het hy met sy stikkende klere deur die stad geloop tot by die deur van die paleis. Maar niemand mag met sulke klere aan by die paleis se deur ingegaan het nie. Koningin Ester het groot geskrik toe sy hoor Mordegai sit met sulke klere by die paleis se deur. Sy stuur toe vir hom mooi klere om aan te trek dat hy mag inkom en haar kan vertel wat fout is, maar hy wou nie die klere vat nie. Sy stuur toe vir Hattak, een van haar werkers, na Mordegai. En hy moes gaan hoor, wat gaan aan en hoekom maak Mordegai so? Hattak gaan toe na Mordegai. En Mordegai het hom alles vertel wat gebeur het. En hy het vir hom die brief gewys waarin geskryf staan dat alle Jode doodgemaak moes word. En Mordegai het gevra dat Hattak hierdie brief vir Ester moet wys en haar alles moet vertel. En hy het gevra dat Ester na die koning sal gaan en dat sy die koning sal vra om die Jode nie dood te maak nie. Hattak is toe terug na Ester en het haar alles vertel wat Mordegai gesê het. Ester stuur toe vir Hattak terug na Mordegai met 'n boodskap. En die boodskap het gesê, Mordegai, dis baie slegte nuus, maar ongelukkig kan ek nie help nie, want ek kan nie sommer net na die koning toe gaan nie. Die koning moet my roep. So Mordegai, ek is jammer, maar ek kan nie help nie. En dan staan hier, Hattak het vir Mordegai vertel wat Ester alles gesê het. Toe stuur Mordegai die volgende boodskap terug. Jy moenie dink dat as al die Jode doodgemaak word, jy nie ook doodgemaak sal word nie. Dit gaan jou niks help dat jy in die koning se paleis bly nie.
Buitendien, sê nou net iemand anders help dat die Jode nie doodgemaak word nie. Dan gaan die Jode baie kwaad wees dat jy hulle nie gehelp het nie. Dit kan dan maklik gebeur dat die Jode jou en jou familie doodmaak. Mens weet nooit. Dalk het jy juis koningin geword sodat jy die Jode uit hierdie gemors kan help. So wat Mordegai vir Ester sê is, Ester, jy kan nie sommer net sê jy kan nie help nie. Ester, jy moet help. Want God het jou in die paleis gesit vir 'n rede. En dis hoekom die rede hoekom jy daar is. Sodat jy met die koning kan praat. Sodat die Jode nie doodgemaak sal word. En dan staan hy verder. Ester laat weet toe vir Mordegai. Roep al die Jode in die stad bymekaar. Dan moet julle God vra om ons te help. Om vir God te wys dat julle regtig alles bedoel, moet julle 3 dae en 3 nagte lank niks eet of drink nie. Ek en my werkers gaan ook so maak. Daarna sal ek na die koning gaan, al laat die wet dit nie toe nie. En ek sal dit doen. Mordegai het weggegaan en alles gedoen wat Ester gesê het. So Ester het vir Mordegai gesê, okay Mordegai, ek weet ek moet gaan. Maar dan wil ek vir julle iets vra. Julle moet dan vir my bid. Kry al die Jode bymekaar en julle moet vir my bid. En hier leer ons iets baie belangrik by Ester. Dat as 'n mens nie weet wat om te doen nie, en as jy regtig bang is, dan moet jy bid. Dan moet jy die Here vra om jou te help. En julle moet dit altyd onthou. Partykeer dan voel 'n mens ook soos Ester en sê, ek kan dit nie doen nie, of ek is te bang om dit te doen. En dan sê die Bybel, dan bid ek, en dan vra ek die Here om my te help. En julle sal sien dat as ons nou volgende keer hierdie verhaal verder lees, dat die Here het regtig gehelp vir Ester en vir alle Jode. Maar het was belangrik dat hulle bid en die Here vra om hulle te help. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie verhaal kan leer dat ons moet bid. Ons moet na U toe gaan en ons moet vra dat U ons sal help. Ons hoef nie op ons eie te probeer nie, ons hoef nie te sukkel nie. Ons kan maar net vra dat U ons sal help. Dankie, Here. Amen. En nou is die tyd wat julle 'n bietjie met mekaar gesels oor wat julle vir mekaar kan doen. As julle in die koerante kyk en vra mamma en pappa, sal julle agterkom, daar is baie mense in ons land wat nie werk het nie, en daar is baie mense in ons land wat nie kos het nie. En die Here wil hê dat ons wat genoeg het, moet dit deel met ander mense. So praat 'n bietjie met mekaar in die gesin. Vir wie gaan julle hierdie week iets gee? Vir wie gaan julle hierdie week help om 'n bietjie beter te voel? Is dit reg so? Praat met mekaar. Okidokie, here we go. Ring ding 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 ding. Woe! Onthou die huisgeloof bladsy. Dit is op die kerk se webtuiste beskikbaar op die internet. Daar is dingetjies om te doen, die huisgodsdiens vragies is daar. Onthou julle moet eers in die week, miskien sommer vandag moet julle as 'n gesin saam huisgodsdiens hou, saam met mekaar praat oor die Here en saam met mekaar praat met die Here. En daar's nice vragies, lekker goedjies wat julle oor kan praat met mekaar. En dan onthou vir tieners is daar altyd so 'n spesiale stukkie geskryf, so as daar tienerkinders in die huis is, dis nou kinders in die hoërskool, né? Dan moet julle dit kry sodat julle dit ook saam met mekaar kan lees. Reg so? Baie dankie dat julle dit gaan doen. Onthou dat ons begin met sonnaarskool, sondagoggende van kom ek dink mooi 9:30 tot 10:00. Elke sondagoggend by die kerk. 9:30 tot 10:00, dis tussen die twee dienste. En julle gaan in 2 groepe opdeel, voorskool tot by graad 3, julle gaan 'n groep wees in die saal, en dan graad 4 tot by graad 6, julle gaan in die konsistorie by mekaar kom. En dit gaan baie lekker wees as julle weer by die kerk is, en dat ons mekaar weer
kan sien. So onthou, sê vir mamma en pappa, julle wil graag kom en onthou julle moet maar daai maskertjie moet julle dra as julle kom. Okay. Goed. Ons tydjie saam is verby, dit het sommer vinnig verbygegaan. Esther is 'n wonderlike verhaal en ek is baie nuuskierig om saam met julle die hoofstuk 5, nee, ja, ons het 4 gelees vandag, om volgende keer hoofstuk 5 te lees en kyk wat daar gebeur het. Julle moet mooi bly, julle moet soet wees, onthou om te help in die huis, onthou om mekaar te help en onthou, die Here is by jou altyd, elke dag. Goed gaan. Kom ons sing vir Bye. Jesus met alles wat ons het, met fluitte en